Welkom by nog 'n episode van Wat sê die nuus, waar ons gesels oor 'n paar van die nuusstories waaroor E-nuus die afgelope week berig het. En ek het vandag weer die voorreg om te kan gesels met my kollega Percival Young. Percival, dis werklik 'n voorreg. Ek sê vir jou baie dankie Elsa, altyd 'n voorreg om jou te gesels en natuurlik die week se stories saam te vat en sies jy reg sal vir ons sal saamvat. Dit was 'n redelike besige nuusweek gewees nogal. Dit was baie besig geweest en ek dink iets wat vir my uitgestaan het, was president Cyril Ramaphosa se hofaansoek by die Yes. Wes-Kaapse Hooggeregshof. Dit nou na aanleiding van die feit dat hy probeer om die afsettingskomitee in sy spore te stuit na aanleiding van die werk wat hulle doen. Ja. En dit het nou verband met daai Palapala verslag rakende die diefstal op sy wildsplaas en hy wil graag hê daai verslag moet hersien word en dat dit tersyde gestel moet word omdat dit volgens hom onwettig is. En hy wil nou basies hê dat hierdie komitee se werk vir 'n oomblik onderbreek moet word. Ja. Nou ja, ek gaan nie te veel hieroor sê nie want ek is nou nie 'n politieke kenner nie. Jou politieke insig inspireer my Percy. Maar ek dink net, jy weet wanneer 'n mens kyk daarna, dit het nou oor 2 dae gestrek, jy weet, wat hierdie saak nou aangehoor is. Uitspraak is voorbehou en dis nou uitgestel tot volgende week. So ons gaan nou kyk wat gebeur. Maar ek dink net dit is sleg. Ek dink dit sal sleg wees vir enige land wanneer 'n president hom of haarself in so 'n situasie bevind en dit laat 'n mens weer eens dink aan die moontlike impak daarvan op die komende verkiesing of verkiesings selfs, jy weet, in die toekoms. Interessant wat jy noem, ja. En ek dink hy worstel nou al vir 'n geruime tyd met hierdie kwessie natuurlik. Ja. En ek dink vir oppositiepartye, hulle wil ek amper sê hulle is amper soos hyenas wat nou spring op hierdie kwessie. Hulle wil hê hierdie kwessie moet in die howe aangespreek word en dis hoekom hulle soveel druk plaas op die president. Hy het natuurlik die reg om hierdie kwessie aan te spreek in die hoogste howe solank as wat hy wil. Ek het gister toevallig gehoor by een of ander kenners is dat hierdie tipe kwessie kan die president redelik skade berokken, polities baie skade berokken, maar hy tree tans volgens die wet op en hy het die reg om hierdie kwessie in die howe aan te spreek. Maar soos jy reg sê, dit gaan interessant wees om te sien hoe hierdie tipe hofsaake vir die president in sy persoonlike hoedanigheid as die staatshoof en polities die hoof van sy politieke party, wat se tipe impak dit op hulle gaan het. En dis hoekom daar soveel weerstand is, hoekom daar soveel koppe stamp is tussen verskeie politieke partye, en veral in hierdie geval president Cyril Ramaphosa in sy persoonlike hoedanigheid as die staatshoof en as die hoof van die ek wil amper sê die regerende party, die ANC, wat nog steeds aan hoof van hierdie soos die Engelsman sê, die GNU is natuurlik. Ja, die regering van nasionale eenheid. Wat se impak dit gaan hê op hierdie samestelling van hierdie regering van nasionale eenheid. En dit gaan interessant wees vir Suid-Afrikaners om te sien hoe die situasie om af gaan speel in die aanloop tot 4 November voor die plaaslike regering. Absoluut. Dan wil ek aanbeweeg na nog iets wat uitgestaan het. Ek dink almal hou die verrigtinge van die Madlanga kommissie van ondersoek met valkoë dop. Maar hierdie week was nou nogal interessant geweest na aanleiding van sommige van die mense wat daar moet verskyn, wat dan nou ewe skielik so 'n bietjie oulik voel, jy weet. Ja. En dan nou siekbriewe inhandig en dies meer. Een van hulle was Suleiman Karim geweest, maar hy is toe nou na bewering in die openbaar gesien. Ja. So hulle het dit nou baie duidelik gemaak dat die verskonings nie meer geduld gaan word nie. Ek loer nou hier weer dat ek nou net nie afwyk van die feite nie. Ja. En ek dink dis ook interessant dat Musi Cat Matlala se getuienis intussen tot die 1 September uitgestel is. Dan moet 'n mens ook uitkom by Andrea Johnson wat ook voor die kommissie moes verskyn het en sy het ook toe nou, jy weet, weens mediese redes kon sy toe nou nie verskyn het nie. Yes. Ek dink die belangrikheid hiervan is dat die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging sê hulle is bekommerd oor hierdie verskynsel, rakende die getuies wat dan nou hierdie siekbriewe indien net voordat hulle voor die kommissie moet verskyn. En ek dink vir my persoonlik, wanneer 'n mens terugkom na waarskynlik die gewone Suid-Afrikaner, Yes. dit maak my so bietjie, dit laat my so bietjie eens grimmig voel want 'n mens weet dit is daai hele ding van verbaas dit 'n mens? Nee, eintlik nie. Jy weet, mense gaan alles probeer in hulle vermoë om te kyk hoe hulle kan wegkom daarmee. Maar ek dink net dit is iets wat nou al vir oor so lank tydperk gebeur en dit voel asof sommige van hierdie sake al vir so lank sloer. Yes. En
dan is daar nou hierdie individue wat deur hulle simpel optrede, as ek dit so kan stel, dit nou nog verder vertraag. So ek dink dit is maar net so 'n bietjie van 'n frustrasie. As ons 'n redelike interessante storie. Kyk, soos jy tereg sê, ons gewone Suid-Afrikaners, ons kyk na ons televisieskerms vir die laaste amper jaar en 'n half natuurlik na die Madlange Kommissie, 'n redelike belangrike kommissie wat soort van baie van die slegte kant van Suid-Afrika na vore bring of 'n slegte deel van Suid-Afrika na vore bring. En ons wil almal kyk hoe ons land se besluitnemers, die mense wat die wet toepas, hoe hulle gaan optree teenoor hierdie sogenaamde mense wat verskyn vir hierdie kommissie. Selfs die mense wat voor die ad hoc komitee verskyn natuurlik. As gewoonlik mense wat by die Madlange verskyn, en verskyn hulle ook by die ad hoc komitee. Nou, jy het nou 'n interessante punt genoem is dat die kwessie rondom baie van hierdie mense wat hierdie siekbriewe van die getuies wat natuurlik die siekbriewe ingehandig het en redes verskaf hoekom hulle waarskynlik nie kon verskyn voor die Madlange Kommissie nie. En ek bring dit altyd terug huis toe, is dat ek was in die week bietjie baie bekommerd geweest oor hoe ons werkgewers kyk na hierdie situasie, want ek dink baie van ons as gewone mense is ook skuldig aan byvoorbeeld 'n siekbriefie inhandig en voorgee dat ons siek is by die huis, of ons nou regtig siek is of nie siek is. En jou werkgewer sit ook skielik na, miskien moet ons ook begin nou deesdae noukeurig kyk oor hoe siekbriewe ingehandig word. En skielik moet ek nou baie versigtig wees oor hoe ek my siekbrief volgende keer vir ons werkgewer inhandig en seker maak dat ek myself nie bevind op 'n plek waar ek nie moet wees nie, terwyl ek voorgegee het om so sieklik bedlêend te wees, maar dan word ek gesien in 'n winkelsentrum, word ek gesien by my kinders se partytjie elders hierso. So dit het 'n impak op ons gewone Suid-Afrikaners ook hoe ons lewens hanteer daar buitekant, hoe ons wil almal nou vingers wys na hierdie mense wat voor hierdie belangrike kommissie verskyn, maar dit het 'n indirekte impak op ons ook self, hoe ons lewens hanteer buitekant, hoe regverdig, hoe eerlik ons ook is. Het sy dit in ons werksplek, het sy in ons huishoudings natuurlik, maar dit gaan interessant wees om te sien hoe die situasie homself afspeel. Het sy dit in die Madlange Kommissie en hoe ons politieke leiers hierdie situasies gaan hanteer. Ek wil net vir jou sê, ek was nou een van daai kinders op skool gewees wat kan spog met 'n 12-jarige troue skoolbywoningssertifikaat. Nee, maar regtig. So ek is nou weer een van daai mense wat gewoonlik probeer kyk hoe ek eerder kan wegkom sonder 'n siekbrief, jy weet, daai pluggie mentaliteit, maar nietemin. Dis ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek dink nog iets waarby ek wil uitkom en dan moet ons bietjie by sport ook uitkom. Ja, ek dink natuurlijk, daar het deel wat asseblief. gebeur. Maar China is nou besig om nuwe reëls af te dwing om te kyk hoe hulle die mense se afhanklikheid van kunsmatige intelligensie, jy weet emosionele afhanklikheid kan bekamp. Ja. En toe ek hierdie storie lees, toe was dit vir my nogal interessant geweest en terselfdertyd 'n bietjie hartseer ook, want dan besef 'n mens net hoe eensaam mense is. Ja. Kunsmatige intelligensie het almal behoorlik aan die gons oor die algemeen. Yes. En ek dink net dit is iets wat waarskynlik hier is om te bly, maar net om te sien hoe mense werklik afhanklik raak op 'n emosionele vlak ook daarvan. Is vir my nogal, ja, 'n bietjie eienaardig ook. En as ek wil dink in 'n land soos China waar die bevolking so groot is natuurlik. Dis die Ja. mense natuurlik wat gewoonlik hierdie tegnologie begin. Hulle begin al die snaakse goed ontwerp hulle en dan Presies. verspil dit in die res van die wêreld. En interessant te sien dat die einste land, China, Ja. wat so gevorderd is wanneer dit kom by tegnologie, wat hulle nou self erken, maar hierdie tipe goed kan problematies vir die mensdom word byvoorbeeld. Ek is seker maar net ek raak seker bietjie net te oud en laat ek liewer sê te ervare in my ouderdom natuurlik. Ek is waarskynlik nie so op hoogte nie, maar gewoonlik sê vir my kinders vir my, hulle probeer my altyd leer hoe om met tegnologie te werk. Het sy dit Ja. met 'n selfoon of met 'n iPad of met hierdie moderne speletjies wat hulle speel en hulle sê hulle vir my wat se impak en wat hulle leer van tegnologie. So jou jonger garde sal vir ons byvoorbeeld oorheed dat hierdie tipe ding werk vir hulle. Dit help hulle deesdae in die moderne era in 2026 help dit vir hulle. Maar soos jy reg sê, wat doen dit aan ons as mense? Deesdae wil ons nie meer tyd met mekaar spandeer nie. Ons wil nie meer met mekaar gesprekke met mekaar voer nie. Ons wil liewer meer tyd spandeer met 'n selfoon wat praat met ons. Ons wil liewer tyd spandeer met 'n iPad wat liewer die gesprekke. Ons spandeer soveel tyd deesdae met tegnologie en ons spandeer nie meer menslike tyd met mekaar nie. Ja, net voordat ons aanbeweeg, hierdie is nou spesifiek gemik op iets soos kletsbotte en ek dink dit het so deel geword van ons daaglikse bestaan. Iets soos ChatGPT byvoorbeeld. Yes. Baie mense gebruik ChatGPT en ek meen, ek kan ook daarvan getuig. Ons het gister in die kantoor in die nuuskantoor ook hieroor gesels. ChatGPT is 'n mens altyd goedgesind, jy weet, en motiverend en laat 'n mens goed voel.
Maar ek het eendag na 'n insetsel gekyk op 'n internasionale nuuskanaal en daar was berig oor 'n man, dit het 'n impak gehad op sy verhouding of sy huwelik, jy weet, omdat hy so gewoond geraak het aan die kletspot Ja. en meer 'n emosionele band met die kletspot liewer gevorm het. So, ag ons hou dit dop, maar ja, ek dink in hierdie stadium ek hou nog van interaksie, van aangesig tot aangesig. En 'n kletspot verhouding is nou nog nie vir my nie. Baie dankie. Wat staan uit wat sport betref? Wel, as ek moet vir jou sê, nee, gewoonlik is ons opgewonde om te praat oor sport, maar ek dink Suid-Afrikaners was aangegryp deur seker die mees hartseerste storie die afgelope week. Twee bekende of liewers twee jongerige sport jong manne wat hulle lewens verloor het natuurlik. Ons ken natuurlik die omstandighede nie. En die een wat uitstaan vir my en ek wil nie 'n spesifieke storie uitsonder nie, maar die storie van die Bafana speler Jaden Adams natuurlik, net 25 jaar oud en hy het natuurlik sy lewe verloor. Nou, ek moet uit die standspoor sê ons weet nie wat die omstandighede van sy dood is. Ek dink die polisie ondersoek nog steeds die omstandighede van sy dood, maar die blote feit dat Suid-Afrika nog 'n prominente talent, 'n sporttalent verloor het, is natuurlik hartseer en dit het 'n reuse impak gehad op baie Suid-Afrikaners. Het sy dit oor die hele spektrum natuurlik van almal wonder nou, hier's 'n speler, 'n sportman, jong man, om dit so te stel 25 jaar oud, wat nou net onlangs 'n paar weke gelede nog op die hoogste platform was. Hy het by 'n sokker wêreldbeker deelgeneem van Bafana. Hy's terug by sy huis en skielik hoor ons dan nou skielik, hy's nie meer deel van ons nie. Dit het 'n reuse impak op die samelewing, veral jong Suid-Afrikaners wat opgekyk het na Jaden, wat jong seuns wat byvoorbeeld soos Jaden wil wees, soos Jaden uit wil gestaar het op sy sportplatform, in sy gemeenskap, in sy gesin self. So, dis hartseer om te dink dat Suid-Afrika, veral jong Suid-Afrikaners nou een van sy talente, 'n jong rolmodel verloor het, veral die gemeenskap van Kaapstad, want ek weet hy kom van 'n gemeenskap wat gebuk kan onder maatskaplike omstandighede en dan om so 'n rolmodel te verloor, ek dink is 'n groot verlies vir Suid-Afrika. Ek wil my innige meegevoel deel met die familie, met die gemeenskap, met die groter Suid-Afrika wat nou weer eens, want hy was 'n lid van Mamelodi Sundowns, 'n redelike groot sokkerklub in ons land, 'n klub wat deur miljoene Suid-Afrikaners gevolg word. Hy was deel van ons nasionale span gewees en hy het nasionale diens vir ons gedoen daar in Noord-Amerika op die oomblik. Ek wil hom vir sy gesin, sy familie alle sterkte toewens en ek wil vir ons Suid-Afrikaners sê, ons moenie moed verloor nie. Ek dink daar's nog Jaden Adams aan buitekant en hooplik in die nabye toekoms sien ons nog van daai talent. Daar's al reeds miljoene van hulle daar buitekant en hooplik gaan ons Suid-Afrikaners net hoop uitput uit wat hy reeds ons gedoen het in sy kort lewe. Ja, en hopelik kan ons net dankbaar wees vir dit die klein bietjie wat hy gedoen het in sy tyd wat hy sy talent met ons gedeel het as Suid-Afrikaners. Definitief en ek dink net die mense moet nie bespiegel of spekuleer nie. Ja. Wag vir daai ondersoek om afgehandel te word en ek dink net dit is baie hartseer. Maak nie saak wat gebeur het nie. Ek dink dit is 'n baie tragiese storie. En so gepraat van sokker nou. Ja. So gepraat van sokker, net op baie noot, ons is nou amper meer as 2 maande was ons vasgenaal in die sokker wêreldbeker daar in Noord-Amerika, Kanada en Mexiko en natuurlik die FSA. Die hele skouspel kom hierdie naweek natuurlik tot 'n einde. 2 spanne wat nog staande bly is Argentinië en natuurlik Spanje. Almal kyk natuurlik om te sien wat hierdie 2 spanne Sondag aand in die eindstryd gaan doen. Natuurlik moet Engeland en natuurlik Engeland en Frankryk, 2 gunstelinge moet nou om 'n 3de plek speel. Ek dink hulle wil baie graag dit doen nie, maar hulle moet natuurlik speel om te kyk wie 3de gaan in die toernooi. Maar vir my wat uitgestaan het omtrent hierdie sokker wêreldbeker, ek dink is regverdig om te sê dit was een van die mees omstrede sokker wêreldbeker toernooie in 'n lang tyd gewees. Elke wêreldbeker toernooi in sport het sy omstredenheid, maar hierdie wêreldbeker toernooi, sokker wêreldbeker toernooi wat in Noord-Amerika plaasgevind het, veral wat nou afgaan sluit in die FSA. Een ding wat my uitstaan is dat die rol wat die Amerikaanse president op hierdie sokkerwêreld, hy's 'n groot, baie magtige president in die wêreld en hy het dit duidelik gemaak dat hy sy stempel af gaan druk op hierdie wêreldbeker. Nou ons kan debatteer daaroor. Een insident wat redelik uitstaan is hoe hy sy mag gebruik het om saam met die FIFA president Gianni Infantino te praat om 'n speler wat 'n rooi kaart, Amerikaanse speler wat 'n rooi kaart tydens 'n wedstryd ontvang het en die Amerikaanse president het op sy gemaklike manier gaan praat met FIFA baas, gaan praat en vra, maar hoor hierso, is dit moontlik dat hierdie speler wat 'n rooi kaart gekry het, nie net sy rooi kaart
geonttrek kan word sodat hy kan speel vir sy land nie. Daar's baie omstredene daaroor. Mense praat nou nog, hoe is dit moontlik dat 'n president kan inmeng in die sportfederasie? Hulle sê hallo, FIFA hou nie daarvan politieke inmenging in sy sport nie, maar tog in hierdie wêreldbeker toernooi, om net een insident te noem, het Ek het nie hulle eens toe geweet dis moontlik nie. het hulle toegelaat dat daar politieke inmenging van 'n staatshoof was om betrokke te raak. Nou ek kan baie ander insidente noem, insidente van rasisme, van 'n senator van 'n ek dink is een of ander hierdie snaakse lande wat die Franse kaptein van die Franse kaptein rassisties aangeval het. Sure. Ons kan baie insidente noem wat hierdie sokker wêreldbeker baie omstrede gemaak het, maar dis natuurlik uiteraard die aard van wêreldbeker toernooi waar verskillende lande, in hierdie geval 48 lande bymekaar gekom het. Daar gaan altyd omstredenheid wees. Daar gaan altyd koppe staan. Dis die aard van die kompetisie. Ja. Mense ding mee en daar gaan emosies wees. En ons almal skakel dan nou in vir daai eindstryd. En ja, ek dink net dat daar's groot opwinding wat ook heers. Maar so gepraat van snaakse lande, dis hoekom ek nou gelag het, jou verwysing na snaakse lande. Ons is ook maar 'n snaakse lande, of snaakse land liewer, een van die snaakse lande, na aanleiding van die pryse van rugbykaartjies. Elsa. Dis 'n omstrede storie hoor. Ek dink, jy weet, ons is die 4-malige wêreldbeker wenners. Ons het 2 toernooie agtereenvolgens gewen. Nou hier in Suid-Afrika is ons trots oor ons Springbok span, ons nasionale span. Mense gaan hulle groot getalle gaan hulle uit na stadions om hierdie span te gaan ondersteun. Maar die grootste gesprekspunt die laaste paar weke was nie soseer oor ons vertonings op die veld nie, maar was meer gewees oor hoe mense by die wedstryde uit gaan kom. Dit lyk vir my, mense vind dit baie moeilik in die huidige ekonomie om kaartjiepryse, toetskaartjies te kan bekostig. En ek is so bly dat die leierskap onder leierskap van Mark Alexander, die president van SA Rugby, ek wou amper so ver gaan om te sê, tot hulle sinne gekom het en dat ondersteuners geluister het. Waar ondersteuners gekla het oor die kaartjiepryse, het hulle nou ingestem. Kom ons gaan sit terug as leierskap. Kom ons het geluister na ons ondersteuners. Ondersteuners sukkel bietjie om hierdie kaartjiepryse te betaal. Hulle het nou besluit as SA Rugby se leierskap teen volgende jaar 2027 gaan hulle nou die kaartjiepryse hersien van hulle besef nou. Hulle ondersteuners, hulle mees belangrikste belanghebbendes in hierdie ons kan nou praat van die talent op die veld, maar mense wat die span ondersteun, sukkel om wedstryde by te woon. En ek wil die laaste ding sê, Elsa, wil nie verdere tyd hier rondom ons sê, ek is bly SA Rugby se leierskap het tot hulle sinne gekom. Ek is bly hulle het geluister na ondersteuners om kaartjiepryse te hersien. Wat interessant is, hulle doen dit nie van jaar, behalwe die feit dat ons nog hierdie laaste paar weke teen Engeland of teen Skotland, ons gaan môre teen Wales speel, is daar 'n groot toernooi waar ons rugby's greatest rivalry tour. Dis 'n baie groot toernooi wat kom na Suid-Afrika waar Nieu-Seeland, die All Blacks teen die Springbok in 4 toetse gaan speel, 3 in Suid-Afrika en dan gaan hulle 1 natuurlik in die FSA gaan speel. Dis 'n geld, dit gaan help met Suid-Afrika se geldkoffer, SA Rugby se geldkoffer. So hulle gaan nie nou die pryse hersien nie, hulle gaan dit eers volgende jaar hersien. Maar ek is net ten minste net bly, hulle het besef, hulle moet kyk na hulle ondersteuners en hooplik wat belangrik vir my is, as 'n sportjoernalis, as 'n sportanker, 'n sportjoernalis wat hierdie sport nou vir bykans 2 dekades as joernalis volg nou, is dit belangrik dat hierdie sport moet altyd toeganklik aan Suid-Afrikaners wees. Het sy dit Stem. waar die leierskap moet uitgaan om talent te gaan soek, hulle moet nie ons vervreem van die sport deur duur kaartjiepryse nie, want dan gaan dit 'n geval wees waar een deel van ons samelewing nie kan wedstryde bywoon nie en een deel van die samelewing wat dit kan bekostig alleenlik die wedstryd kan bywoon en dit moet nie wees waaroor Springbok Rugby moet wees nie. Springbok Rugby moet toeganklik vir alle Suid-Afrikaners wees en ek sê weer eens, ek is bly onder Mark Alexander se leierskap dat hulle tot hulle sinne gekom het en dat hulle besluit het om te luister na die ondersteuners om hierdie sport waar ons so trots is om dit meer toeganklik vir alle Suid-Afrikaners te maak. Wel, ek stem saam met jou en ek dink is baie belangrik. Maar indien jy miskien sukkel met rugbykaartjies, praat net met Percy. Hy's nogal redelik, soos wat die Engelsman sal sê, connected met die regte mense. Nee, Percy, dit was gesellig en heerlik soos altyd. Volgende keer maak ons weer so. Ek sê vir jou baie dankie, Elsa. So daarmee dan vandag se episode. Tot volgende keer.